Ons gaan saam lees uit Jesaja. Maak asseblief saam met my oop by Jesaja 44. As jy nie 'n Bybel by jou het nie, iewers in die banke voor jou sal een wees. So ek gaan so 'n bietjie rondspring in Jesaja 44. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie. Sal vir jou nogal help as jy so 'n bietjie kan saamvolg. Jesaja 44 van vers 1 af. Maar luister nou my dienaar Jakob, Israel wat ek uitverkies het. So sê die Here wat jou gemaak het, hy wat jou gevorm het in die moederskoot en jou nou nog help. Moenie bang wees nie my dienaar Jakob, Jesurin wat ek uitverkies het. Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou kinders, my seun op jou nakomelinge. Hulle sal uitsprei soos gras in die veld, soos wilgerbome langs waterlope. Die een sal sê, ek behoort aan die Here en homself 'n nakomeling van Jakob noem. Die ander sal op sy hand skryf, die Here sin en homself 'n lid van die volk Israel noem. Dan gaan die Here daar aan om te verduidelik die sinneloosheid van afgode. Een van die voorbeelde, hy verwys na 'n houtwerker wat 'n stuk hout het en 'n klomp goed maak uit hierdie hout en dan sal 'n stukkie hout oor, dan maak hy nou uit dit uit 'n god wat hy moet aanbid en daar's so 'n teenspeling van goeders waar die Here eintlik sê, maar wat is dit wat jy maak nou werd om te aanbid? Dan lees ons verder van vers 24 af. Daarso hoor ons dan die Here verder sê, so sê die Here jou verlosser, wat jou in jou moederskoot gevorm het. Ek is die Here, ek het alles geskep, ek alleen het die hemel oopgespan, ek het die aarde gevorm, daar was niemand by nie. Ek stel die toekomsvoorspellers aan die kaak, ek maak die waarsêers belaglik, ek weerlê die geleerde mense, ek ontmasker hulle kennis as dwaasheid. Ek bevestig die woorde van my dienaar. Ek bring van my boodskappers, wat my boodskappers aangekondig het tot vervulling. Ek sê van Jerusalem, hy moet weer bewoon word, en van die stede van Juda, hulle moet weer opgebou word. En ek self bou Jerusalem se ruïnes weer op. Ek sê vir die diepwaters van Babel droog op. Ek sal jou riviere laat opdroog. Ek sê vir Kores, ek het jou as herder aangestel. Jy moet my wil uitvoer. Jy moet van Jerusalem sê, hy moet weer opgebou word en die tempel moet herstel word. Tot sover. Ek wil graag vir ons teksvers herhaal uit die 2020 vertaling. Vers 3. Daar hoor ons dat die Here sê, want ek sal water uitgiet op dorre aarde, waterstrome op droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou nageslag en my seun op jou nakomelinge. Wat ons het in Jesaja 44 is die deel van die boek Jesaja wat gaan oor die volk se verlossing wat aangekondig word. So van Jesaja 40 af verder vir 'n paar hoofstukke, dan word daar gepraat oor die verlossing vir die volk wat tans hulle self in ballingskap bevind. Hulle praat van Deutero Jesaja of 2 Jesaja as jy die boek in 3 dele waarin hy bestaan sou opdeel. So as 'n mens dan teruggaan en jy verreken wat voor Jesaja 44 gesê word, dan kom jy daarby uit om te sien dat die volk is in ballingskap. En hulle het in ballingskap gekom, juis een van die groot redes oor hulle keer op keer vir hulle self afgode gemaak het. Nou sien ons in hierdie gedeelte waar die Here 'n kontras skep tussen die afgode wat nutteloos is en hom wat intree vir sy volk.
So hierna, alles wat die volk gedoen het, en hom verraai het, en hom verwerp het, kom hy terug, en hy wil hulle weer red, of hy gaan hulle weer red. Maar die volk is in ballingskap, hulle is in nood. En nou, as jy jouself indink aan die Ou Testamentiese volk, en jy dink aan die volk wat deur die woestyn getrek het, na die beloofde land toe. Alhoewel hulle self in allerlei krisisse en moeilike situasies vind, bly daardie hoop in hulle wat sê, maar daar is 'n beloofde land. Die Here het beloftes gemaak. Ons is op pad iewers heen. Ons is op pad om te kry wat God beloof het. So daar is daai hoop. Maar nou is die volk in ballingskap. En die profete het keer op keer aan hulle verkondig dat as hulle nie tot die Here bekeer nie, dat die Here Israel sal tot 'n val laat kom. En Israel sal vernietig en Jerusalem sal platvee. En nou is die volk hier in ballingskap en 'n mens kan vir jouself indink dat hulle vir 'n oomblik moes dink, maar ons het dit te ver gevat. Dalk nie besef nie, maar baie van hulle het. Ons het dit te ver gevat. Ons het nou alles wat die Here vir ons gegee het, heeltemal verwoes. Miskien is daar geen flikker van hoop oor nie. So hulle staar hierdie krisis sonder hoop in die gesig. En nou moet ons vir onsself sê, dat wanneer ons onsself in 'n krisis bevind, is die enigste ding wat ons omtrent staande hou, daai bietjie hoop. Daai goeders waarop jy kan bank, waarop jy kan staat maak, uitkomste waarop jy hoop, wat dalk kan gebeur. En hierdie mense, wat die volk van God was, wat eens op 'n tyd die wêreldmag was, en wat voor die Here onder sy seun geleef het, is nou slawe in 'n vreemde land, onder 'n vreemde koning, mense wat waarlik vreemde gode wat nie bestaan nie, aanbid. Kyk ons na hierdie hoofstuk, dan sien ons dat afgode prominent is. Ons het hierdie hele gedeelte, as jy saam gelees het van vers 6 tot en met vers 23, waar die Here vir ons leer hoe nutteloos afgode is, en dan vers 6 wat hy duidelik maak, daar's geen God buiten my nie. So wat ons hoop voor is dat hierdie mense hulle les geleer het, dat hulle by 'n plek gekom het waar hulle gesien het, maar ek kan nie my eie God wees nie, en ek kan nie vir myself gode maak nie. Want wat is 'n afgod? Ons het vandag dalk nie beeldjies wat ons aanbid, of goedjies wat ons uitkerf uit hout uit, soos hulle gedoen het, wat hulle aanbid nie. Maar 'n afgod is enige iets in 'n mens se lewe wat in God se plek staan. Enige iets in 'n mens se lewe wat voor God 'n plek kry. Baie keer kan ons oor ambisieusheid ons afgod raak. Ek sê nie jy moet nie ambisieus wees nie. Die Here gee vir jou gawes en hy wil hê jy moet rentmeesterlik ambisieus wees. Maar ek dien eers die Here, dan probeer ek my drome verwerklik. Ek dien eers die Here, dan is ek 'n man of 'n vrou. Dan is ek 'n pa of 'n ma. Ek dien eers die Here, dan is ek 'n besigheidsman, of dan is ek wie ook al. Die Here staan eerste. En daarom lê die Here groot klem in hierdie gedeelte, dat die volk moet leer dat hulle nie dieselfde foute weer moet herhaal nie. Ons as mense is baie lief daarvoor om ons eie koninkryke te bou. En ons moet onsself die vraag vra, waar kom dit vandaan? Waar kom hierdie neiging vandaan dat ons heeltyd besig is om onsself te probeer verhef bo selfs al kom ons dit nie partykeer agter nie. Want 'n afgod is dit, dis 'n projeksie van iets wat jy self wil hê. Mense wat vir hulle self 'n afgod uit hout uit gekerf het, was 'n projeksie daarvan dat hulle eie wil en hulle eie lewe God maak. So dink terug aan die sondeval van die mens. Wat sê die duiwel vir die mense in die sondeval? Hy sê vir hulle, het God regtig gesê julle mag nie van die vrug eet nie? Dan sê hulle ja, nee, hy het gesê ons mag nie. En dan sê hy vir hulle, weet julle hoekom? Weet jy hoekom het God gesê jy mag nie van hierdie vrug eet nie? Want God weet, dan sal julle soos hy wees. En die mense soos, give me some of that. I want that, ek soek dit. Geef my dit. Ek wil graag my eie God wees.
En die waarheid is, ons is puny gods. Wanneer die mens in die plek van God staan, verbrou jy als in jou lewe. En dit sien ons in die ballingskap van Israel. Mense wat hulle self, wat eintlik soos ons nou gaan hoor, God se eiendomsvolk was, wat hulle self voor God gesit het, en hulle word in ballingskap weggevoer. Hoekom? Want die hart mislei. Vers 20, ek wil vir ons vers 20 in die 2020 vertaling herhaal. Vers 20 hoor ons dat daar vir ons geskryf word. Ekskuus, ek kom net daar. So iemand bemoei hom met as, sy hart is mislei en verlei hom. Hy kan homself nie losruk of vra, is die dalk 'n stuk bedrog hier in my regterhand nie. So die Here wys na die ironie van jou God in jou hand. Hoor julle wat hy sê? Of kan ons dit anders sê, jou God na jou hand. Hy doen, hy maak soos jy sê. Sy reëls is soos wat jy graag wil hoor. Wat hy doen is wat jy graag wil hê. Dis hoekom jy hom eerder maak as om een te dien wat die ware God is. Sê hy die mens se hart mislei hom. Daai sondige natuur waarvan ons nou gehoor het, is die ding wat maak dat ons die geneigtheid het om onsself en ons eie wil, ons eie belange heeltyd bo dit van die Here te plaas. Daar waar ek nie luister na die Here se roeping oor my lewe en wat my doel is en waarmee ek my moet besig hou nie, daar doen ek dit. Daar plaas ek myself voor die Here. Dis die sondigheid van die mens waar die mens gedurig kies om nie God se wil na te kom nie. Maar dan kom die Here. En dis die genade van die Here met ons as sondaar mense, wat self sy plek probeer inneem. En hy sê, luister Jakob. Sê, luister, maar nou my dienaar Jakob, Israel wat ek uitverkies het, luister. Dan hoor jy die woord wat hy gebruik in vers 2 aan die einde. Jerusin, wat ek uitverkies het. Jerusin is die spesiale naam as jy in Deuteronomium gaan lees, wat die Here vir die mense gee, wat sy mense is. Die mense op die regte weg. Sê julle kan nie aanhou so leef nie, want ek het julle gemaak vir iets beter. Ek het julle gemaak vir iets anders. Ek het julle gevorm om 'n lewe te leef wat meer vrug dra as hierdie lewe. Daar word vir ons gesê, in die moederskoot gevorm. En as die Here daai verwysing gebruik, dan vat hy jou terug om te besef dat hy jou gemaak het intentioneel en spesifiek. Jy is nie net 'n lukrake gebeurtenis of 'n ontstaan van 'n mens nie. Ons kan dink aan Psalm 138. Ek het jou aan mekaar gebrei, sê die Here daar. Stuk vir stuk. Wat is dit as mens brei nou weer? Sorry, ek vergeet heeltyd. Is dit stuk? Nee, dis steek. Steek vir steek het ek jou aan mekaar gebrei volgens die patroon wat ek vir jou uitbeplan het. Presies soos jy is. En as jy nou hier is, sê die Here, as jy hier is besig om nie jou hele lewe oorgegee aan my te leef nie, dan roep ek jou terug om te kom leef waar ek jou bedoel het om te leef. Ek het jou in jou moederskoot gevorm om iets beter te wees. Myne. My eiendom. Jy al in die Bybel opgelet, hoe groot deel maak die Here van sy eiendom? Sê, dis myne. Ek regeer oor dit. Dis my eiendom. Ek het dit vir my gevat. Hoe groot saak maak hy daarvan as hy sy eie seun stuur om die koopprys te betaal sodat hy ons los kan koop as sy eiendom? En nou sê die Here in hierdie gedeelte, nee, my mense, my eiendom, julle wat ek uitgekies het, kom terug, want ek wil julle nuut maak. En die Here maak nuut. Ons roeping is om te leef in dit waarvoor die Here ons maak, en dan gevolglik raak ons ook nuut in dit. Waarvoor roep die Here jou? As 'n mens dit moet opsom, waarvoor roep God jou? Hy roep jou om naby hom te wees. Dis die wese van ons roeping. Al die ander goed wat daar uit spruit en waar daar uit vloei vanuit 'n lewe wat naby God leef. Die een enkel
saamgevatte roeping is om naby God in 'n eksklusiewe verhouding met hom te wees. Dis jou hele roeping. En wanneer jy daar kom, vanuit dit vloei daar dan allerhande ander goeders wat jy doen. Israel se stikkend kom juis daarvan dat hulle self ver van God gestel het. So wanneer ek my besigheid en my gesin en my huwelik en my ouerskap en my vriendskap en allerhande goeders in my lewe ver van God af sit, hoe kan ek verwag dat dit moet heel wees? Daarom sê die Here, kom, bring alles na my toe, leef naby my, leef in my, by my. Deur God gevorm, vir God gevorm. Dis die Here se roeping in jou lewe. En dan sê hy, in so 'n lewe vloei ek in. Daar waar ek inkom, in die lewe wat naby my leef, in 'n verhouding met my, binne my wil, as mense wat my beelddraers is, daar vloei ek in. Ek sal volop water gee op die dorsland of die droë land, strome op die droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou kinders, my seun op jou nakomeling. Die Here sê jou lewe sal soos 'n woestyn wees, wat ewe skielik met milde reën en water gevoed word. En nou lewe ons in 'n tyd waar daai so relevant is, want ons het almal die foto's gesien van Sossusvlei en al die dele van Namibië, wat ewe skielik na 4 jaar van droogte weer water gekry het. En ek het daar gery laas jaar, hierdie tyd, bietjie later as hierdie tyd, en daar's baie van niks gewees. En nou sien ek hierdie foto's en dis grasvelde, en dis groen en dis mooi, want dis die effek wat water het. En dis die simboliek wat die Here hier stel. Hy sê dis die effek wat ek op jou lewe het. Wanneer jou lewe volgemaak word van my, is ek vloei in elke faset van dit in, en ek maak dit nuut. En hoe vloei die Here? Ek wil vir julle lees 'n gedeelte uit Jesegiel 47. Hier vloei daar 'n stroom uit die tempel uit. Met ander woorde, die woord van die Here wat uitvloei in mense lewens. En wat is God se woord? Wat is die Bybel? Dis God wat hom bekend maak aan jou. Dis God wat vir jou sê, hier's ek. Dis hoe ek is. En eintlik dan in 'n groot manier ook, hier's jy. En dis wat jy is. Ek en jy, ek het jou geskape om saam met my te wees. Daar staan in Jesaja 47 van vers 6 af, hy het my weer na die stroom se wal laat terugkeer. Toe ek weer terug is daar, kyk, toe is daar op die stroom se walle 'n groot aantal bome aan albei kante. Die man sê toe vir my, hierdie water vloei weg na die oostelike streek en loop dan af na Araba en kom by die see uit. In die see waar dit uitvloei word die water vars. Daar sal allerhande lewende wesens wees wat krioel. Oral waar die stroom kom sal hulle leef en daar sal groot hoeveelhede vis wees. Want waar hierdie water kom, sal die soutwater vas word. Alles sal leef waar hierdie stroom kom. Dis wat die Here vir ons in hierdie gedeelte sê, dat alles sal leef waar ek in jou lewe instroom. Lewe daarom nuut. En nou wil ek hê as jy jou Bybel nog voor jou oop het, moet jy so 'n bietjie gaan kyk na hierdie nuwe lewe wat die Here vir ons beskryf hier in hierdie gedeelte. Dit begin by vers 3, wat hy sê, ek sal my gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge. God se seën beteken in wese sy teenwoordigheid. Wanneer ek na hierdie erediens vir jou sê, genade en vrede vir jou, die Here gee hierdie goed vir jou, dan sê die Here se belofte en bevestiging, dat hy die lewe saam jou gaan doen. Hierdie week gaan hy jou vreugde saam met jou doen, en hy gaan jou sukkel saam met jou doen, hy gaan jou gesond wees saam met jou doen, en hy gaan jou siek wees saam met jou doen. Die Here se seën is sy belofte van sy ononderbroke teenwoordigheid in jou lewe. So daar sê die Here, hierdie mense waar ek invloei, in wie se lewe ek nuut kom maak, hierdie mense is mense wat in my teenwoordigheid leef. Maar wanneer jy in die Here se teenwoordigheid leef, kan jy dit ook van hom weet, is dat hy nie net by jou is en om jou is om jou te beskerm nie, maar dat hy jou vooruit gaan in die sin dat hy jou lewe uitbeplan. En dat die Here 'n plan het met jou.
So, in hierdie nuwe lewe is my eerste bewustheid wat ek kry is, ek lewe nie saam met God. Ek lewe nie alleen nie, ek lewe nie geïsoleer nie, ek lewe nie as 'n swerwende individu nie, maar as 'n doelgerigte volger van Jesus. Dan vers 4 sal julle sien, daar staan, hulle sal uitspruit soos gras in die veld, soos wilgerbome langs die waterlope. Ek wil vers 4 uit die 2020 vertaling ook herhaal, wat dit eintlik bietjie beter vertaal. Hulle sal groei tussen gras. Die Hebreëus sê dit eintlik. Hulle sal groei tussen gras. Hierdie beeld skep vir ons die beeld dat die Here, as die Here hierdie lewe saam met jou doen in sy teenwoordigheid, sal hy jou die vermoë gee om te groei, selfs wanneer jou omgewing jou groei bedreig. En kom ons wees eerlik mekaar, ons lewe in 'n tyd en in 'n omgewing waar ons groei bedreig word. Daar's allerhande versoekinge, daar's allerhande moeilikhede daar buite, daar's allerhande verkeerde goed wat die mense oor die Here sê. Ons lewe in 'n tyd van politieke en ekonomiese onrus. Dit is so maklik om ons fokus af te haal van wat waarlik belangrik is. Dit is so maklik om onsself te regverdig in verkeerde dinge, omdat die situasie druk. Maar die Here sê van hierdie nuwe lewe, hy sal jou laat groei tussen gras. Aan die ander woorde, tussen alles wat jou groei wil keer, sal hy jou laat groei. Het julle al op die hoofweë gesien dat omtrent al die gras lyk dieselfde? Julle het al gesien. Hulle plant rankers om gronderosie te keer. Oral waar hulle nou 'n nuwe brug bou of 'n nuwe pad bou. Dis nie maar net willigras wat daar opgekom het nie. Hulle het rankers daar geplant. Die mees algemene een is 'n gras wat hulle noem smitsvinger. Hy's 'n ranker, so hy keer gronderosie. En as dit vir my toe klein was, so moeilik geweest om te verstaan, dat ons op die plaas smitsvinger plant en met groot moeite keer, dat daar nie allerhande ander goed tussen dit groei nie. En hier op die hoofweë, smitsvinger bly enkel en alleen, oningedring, pragtig. En ek het as 'n kind dit nooit verstaan nie. Later het ek begin besef, dis oor hulle nie soos op die plaas gewy word deur beeste heeltyd nie. So hulle is so dig gegroei daar, dat daar nie vir 'n ander ding plek is om daar op te kom nie. Daar's nie lig nie, daar's nie son nie, daar's nie voedingsstof nie, want die gras staan so dik. Nou sê die Here, selfs tussen dit, in 'n omgewing waar groei onmoontlik is, sal ek jou laat groei. Dis wat hierdie beeld sê. Soos waar die onkruid nie nou reg kry om langs die pad in die smitsvinger te groei nie, maar ons is nie onkruid nie. Waar enigiets nie reg kry om daar te groei nie, sê die Here vir jou, hy sal jou laat groei, selfs in die bedreiging. Dan sê hy, dit sal wees soos wilgers langs rivierstrome. Psalm 1 vers 3. Hulle wat hulle vreugde in die woord van die Here vind, sal wees soos bome wat langs waterstrome geplant is. Vers 5 sê, die een sal sê, ek behoort aan die Here, en homself 'n nakomeling van Dawid noem. Die ander sal op sy hand skryf, die Here sin. In 'n sekere mate dat hierdie woorde die Here sin 'n mens dink aan jou doop. Daar waar die Here met onsigbare ink op jou geskryf het, jy's my eiendom, jy's myne. Die Here sin, ek behoort aan die Here. Dit gee tog vir ons 'n nuwe identiteit, doen dit nie? Wie is Reinhard Pretorius? Eerste. Is my eerste identiteit dat ek Marlies se man is en die pa van Rodai en Unieke en die broer van Shaal, Liesel en Priscilla? Of is my eerste identiteit dat ek 'n volger van Christus is, God se in Jesus Christus? Dis my eerste identiteit. En dit bepaal dat dit my eerste prioriteit is om in daardie identiteit te leef. Wanneer die Here beeldspraak gebruik soos die een sal op sy hand skryf die Here sin, dan sê hy daardeur dat ons op so 'n manier as 'n eiendom sal leef, dat almal om jou sal kan sien. Daai persoon is die Here sin. En dan die laaste een wat hy vir ons gee van hierdie nuwe lewe is vers 6. So sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here die Almagtige:
Ek is die eerste en die laaste, buiten my is daar geen God nie. Kyk na hierdie woord, sê die Here praat eintlik van homself, sê die koning van Israel, sy verlosser. Die een wat loskoop, die een wat verlos, die een wat nuut maak, is wat die Here hier leer. Jy as 'n verloste mens, leef met 'n nuwe identiteit, om te groei selfs in jou bedreigings, in die teenwoordigheid van die Here, wat saam jou is en voor jou uitgaan. So roep die Here jou om te lewe op hierdie weg, toegewy aan hom. Om te leef in wat nuut is, dis wat van die Here afkom. Om te leef waar dit nuut is, dis by die Here. En om uit te stroom in die wêreld en te gaan nuut maak, dis deur die Here te bedien en te verkondig. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg, dat ons nie hoef te lê en oorgegee wees aan wat oud en stikkend en hopeloos is nie. Maar dat ons kan lewe in wat nuut is. Die nuwe lewe wat ons Here Jesus Christus vir ons gee, in sy volmaakte offer. Die nuwe lewe waarin U ons loskoop, waarin ons U eiendom word, waarin ons in U teenwoordigheid leef, waarin ons deur die Gees die vermoë kry om selfs binne die bedreiging van ons omgewing en ons tyd en ons wêreld en ons vleeslikheid te kan groei, waar ons bekend staan as mense wat U eiendom is. En dankie Here, dat U eiendom so groot waarde vir U het, en dat ons in daardie gerusstellende wete kan leef, dat U self ons bewaar en beskerm, dat U voor ons uitgaan, dat U saam met ons leef. Help ons daarom, Here, om te leef in wat nuut is, sodat ons ook sal gaan uitgaan, en deur die bediening van die evangelieboodskap van Jesus, die strome van nuwe lewende water sal laat vloei. Ons bid so van die Here in Jesus se naam. Amen.